Hemelse Vader, om op reis te wees is om asem te haal, Here. Dis so wesenlik deel van elke moment van my lewe. So was dit ook, Here, van u aardse bestaan. U was heeltyd op reis, van een bedieningsgeleentheid na 'n ander. Soms het u 'n entjie weggereis van al die mense, om vir 'n oomblik in stilte, stilstaande te reis met u hemelse Vader. Iewers alleen, baie keer teen 'n berg op. Here, vanoggend wil ons vra dat u deur u Gees en die woord vir ons wysheid en insig sal bring oor die reis waarmee ons besig is, Here. En dat u vir ons op ons reis, Here, iets in die hand sal gee vanoggend, wat ons kan gebruik om ons reis nie net meer sinvol te maak nie, maar om u onlosmaaklik deel te maak van elke reis, elke dag. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Die mense van die weg. Dis 'n term, as jy hom gaan Google, wat vir jou baie verskillende antwoorde sal gee. Maar dis die term wat gebruik is vir die kinders van die Here, van die Ou Testament deur die Nuwe Testament, selfs vandag nog. In die Ou Testament het dit 'n baie fisiese betekenis gehad, want hulle was letterlik heeltyd op reis. Hulle het nomadiese bestaan gevoer. So jy het vir 'n oomblik hier gekamp, totdat die veiding opgeraak het, en dan het jy weer getrek. So jy was regtig op reis. Die Here was in die tempel in Jerusalem. So, as jy by die Here wou uitkom, as jy 'n offer wou bring, moes jy reis. En kom ons vergeet nie dat hulle te voet gereis het. So selfs net 20-30 kilometer reis was regtig ware oefening. Dit was nie maar net soos ons vandag in minute etlike kilometers kan aflê nie. Kom in die Nuwe Testament, is daar 'n ander betekenis bygevoeg. Die mense van die weg was dan spesifiek Jesus se volgelinge. Hulle wat naby hom geleef het. Ook het Jesus homself openbaar in Johannes 14 deur te sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Die boodskap vertaal het dat Jesus probeer verduidelik om te sê, verstaan dit dan so, as my Vader die eindbestemming is ek die pad daarheen. Weereens die pad. Mense van die weg, ek bevind my op die weg. Ek is Jesus in, ek is op pad saam met hom. En as ons dink aan ons moderne konteks, waarvan ek en jy nou deel is, ons is op weg in alle fasette van ons lewens. As ons kyk na die verhoudings waarin ons staan, dis 'n reis. Ons is op weg. As ons kyk na ons loopbane, ons is op weg. As ons kyk fisies na elke dag, van ek die oggend my deur toetrek en uit my huis uit gaan, is ek op weg. So ja, gelees in die konteks van Jesus, die weg, die waarheid en die lewe, is dit 'n voorreg om vandag te kan sê, ek as kind van die Here, ek is 'n mens van die weg. Tweeërlei, die weg wat ek elke dag loop, maar die belangrikste, as sy kind is ek op die weg wat hy vir my wys. As ons iets daarvan probeer verstaan, dan kan ons agterkom waarom pelgrimstogte so 'n groot betekenis het, en veral in die tyd waarin ons leef, dat die pelgrimstogte en die stap daarvan meer en meer gewild word. Want dis in die idioom van waar ek en jy leef, om op weg te wees, om te reis, om te stap. Maar wat doen 'n pelgrimstog? Dit bring my tempo af. Dit bring my tempo na waar ek en jy bereid is om te wees. Ek sien kans om so vinnig te stap, ek sien kans om so vinnig te stap. Maar wat bring 'n pelgrimstog my nog? Terwyl ek op hierdie stukkie weg is, het ek tyd vir twee belangrike dinge, wat deel is van elke tog, elke reis waarmee ek en jy besig is. En dit is nadenke
en dan inskerping. Om na te dink oor alle fasette van my lewe. Om dit wat vir my belangrik is, weer my eie te maak en in te skerp. En dis waarom baie persone wat hierdie pelgrimstogte aflê, na die tyd sê, die ervaring wat ek gehad het, kan ek met niemand deel nie, maar iets het met my gebeur. In my alleenheid. In hierdie stadige tempo van stap. Ek het ontdek, as ek stap, is ek ook besig om in my gemoed, in my gedagtes, te wandel, te reis. Waar ek ontdek, waar ek in herinnering roep, en waar ek vir alles het kom by die Here, besig is om in te skerp. Mary Oliver het 'n aanhaling. Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? En dis die vraag wat elkeen van ons moet antwoord as reisigers. Wat is die sin van my bestaan? Waarheen is ek op pad? Wat is vir my belangrik? Dis wat sy in hierdie enkele vraag verwoord. Dit bring ons by die antieke Griekse term telos. Die hoekom van my bestaan, my einddoel. Die sin van my bestaan. As ek en jy nie die telos vraag, hierdie vraag, kan antwoord nie, maak dit die reis waarmee ek en jy besig is. Maak dit die verhoudings waarmee ek en jy besig is. Maak dit die loopbaan waarmee ek en jy besig is. In 'n sekere sin uitsigloos. En wanneer daar nie uitsig is nie, wat gebeur dan? Dan kan ek soms ophou. Kan ek moed opgee? Kan ek sê ek wil nie verder reis nie? So ja, kom ons vra onsself die vraag af. What is it you, ek en jy, plan to do with your one wild and precious life? Baie interessant is hierdie paar verse in Deuteronomium. En ek gaan dit eers lees en dan gaan ons bietjie die ware inhoud daarvan met mekaar deel vir 'n mens op reis, ek en jy. Luister Israel. Interessant, dieselfde woorde wat die Here Jesus gebruik het, toe hy die vraag moes antwoord van hulle wat hom in 'n lokval wou lei. Here, wat is die grootste gebod in die wet? Toe die Here hulle nie aangespreek as liewe fariseërs, huigelagtige skrifgeleerdes nie, wat het hy gesê? Luister Israel. Die oomblik as jy sê, luister Israel, is daar twee dinge wat belangrik is. Die een is, God is aan die woord, en die tweede ding is, hy spreek tot sy mense. Die mense van die weg. Die Here is ons God, hy is die enigste Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie, wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders, en met hulle daaroor praat, as jy in die huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande. Dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkoestyne en jou stadspoorte. Hierdie opdrag van die Here het sy kinders in die Ou Testament baie, baie ernstig opgeneem. Skryf dit op jou deurkoestyne en op jou stadspoorte. Shema is die versamelterm wat gebruik word, wat ek en jy kan vertaal in Afrikaans as 'n Joodse gebed. Vir hulle was dit so belangrik, dis die gebed waarmee elke dag begin is, en dis die gebed waarmee elke dag geëindig is. En die inhoud van hierdie gebed moes hulle rig vir die dag. Hulle optrede, hulle werk, hulle omgang met mense, wat ook al. Nou wat was die inhoud van hierdie gebed? Jy moet dit inskerp, jy moet dit deel, jy moet dit leer aan die volgende geslag. Jy moet daaroor praat, met hulle in die huis, met hulle by die huis, met hulle by die werk. Wanneer? Enige tyd van die dag. Herinneringsteken, wat jou hande mee besig is,
moet die merk van hierdie inhoud dra. Daar waar jy besig is met ander hom kan sien sonder dat jy 'n woord sê. 'n Merk op jou voorkop, dit moet in jou gedagtewêreld wees, waar jy dit oordink, van waaruit jy deel. Skryf dit op jou deurkosyne en jou stadspoorte. Dit moet wees wie jy is, of jy nou in die huis is of daar buite. Een en dieselfde, die draer van hierdie boodskap. Nou die mezuzah was 'n houertjie. 'n Houertjie wat hulle gemaak het en dan het hulle op 'n perkamentrol, Deuteronomium 6, vers 4 tot 9 geskryf. Hulle het hom opgerol en hom binne in hierdie houertjie gesit. Hulle het twee dinge hoofsaaklik met hom gedoen. Of hulle het hom net by die ingang van die huis, by die deur neergesit op 'n tafeltjie of wat. So elke oggend, voor jy uitgaan, het jy daar gaan stil staan, jy het jou hand op hom gesit, en hierdie gebed, het jy gebid. Ander weer, is wat ons hier sien, wat baie maklik ook dan vir hulle gewerk het, jy het so 'n houertjie gemaak, waar binne hierdie rolletjie gesit is, en jy het hom gewoon vasgeskroef aan die deurkosyn. So as jy uitstap, die laaste ding wat jy gedoen het, stop by die deurkosyn, sit jou hand daarop, bid hierdie gebed. Vanaand as jy terugkom, as jy instap, sit jou hand daarop, of sit hom daar op die tafeltjie, bid hierdie gebed. So vir hulle was dit 'n manier om te sê, ek gaan geen oomblik onnadenkend reis nie. Ek gaan altyd besig wees om dit wat die Here wil hê ek moet mee besig wees op reis, deel te wees van my, saam met my te neem. Lukas 24, terwyl hulle met swaar harte geloop en praat het, het Jesus by hulle aangesluit en saam met hulle verder gestap. Maar hulle het hom nie herken nie. Nee, wag, kom bly asseblief vanaand by ons oor. So hulle ontmoet hom, en tussen vers 16 en 29 weet ons wat gebeur het. Hy stap saam met hulle, hy hoor hulle vra, hy hoor hulle worsteling, spesifiek oor hom, en dat hy nie meer tussen hulle is nie. En hy begin hulle leer, hy begin hulle onderrig, dit wat 'n ou gemaklik kan doen terwyl hy reis, daardie inskerping in herinnering roep. Hy bring in herinnering die geskrifte, die voorspellings, die profesieë oor hom. En dan sak die son, as hulle bestemming nader. En hulle nooi hom, hulle sê, kom, bly asseblief vanaand by ons oor, dit is net nou donker. Jesus het ingestem, en saam met hulle na hulle huis toe geloop. 'n Rukkie later, toe die aandete klaar was, het hulle by die tafel gaan aansit. Jesus vat toe die brood, sê vir God daarvoor dankie en deel dit aan hulle uit. Toe gaan die twee se oë skielik oop. Hulle het Jesus herken, hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat, en vir ons die skrif uitgelê het nie. Dit is die hartseer van reis, dat ek en jy dinge waarneem, maar nie inneem nie. Hulle het Jesus nie herken nie. Die realiteit van sy insig moes openbaar het, maar ons is besig om saam met hom te stap. Dis hy hier in ons midde. Maar hulle was so vasgevang en gefokus op dit waarmee hulle geworstel het, dat hulle die voorreg nie geniet het, dat hy saam met hulle stap nie. Dis iets soos 'n triespieeltjie. Ek kan myself besig hou met die triespieeltjie, maar dit beperk die visie wat ek het, deur 'n vooruit, tot 'n klein persentasie. Dit gooi my fokus agter my, en nie voor my nie. En dis wat gebeur as ek en jy reis, en in ons haas, het ons glad die vermoë verloor, om die Here raak te sien, te hoor, te beleef. Eers toe hulle stil was aan tafel na ete, na die tempo van die dag tot ruste gekom het, vir 'n oomblik, en hulle oë gaan oop, toe hy die brood breek. En baie keer is dit my en jou aha moment, lank na die gebeurte, om saans by die huis te wees, jou dag te deel met jou geliefde, en om dan te sê, ja, daai oomblik, as ek nou daaraan dink, was 'n besonderse oomblik, 'n goddelike oomblik, in my gewone. En dis wat hulle hier sê,
Ja, ons harte het warm geword, toe hy met ons gepraat het. Ons het iets beleef daarvan, maar ons is steeds gefokus op die pad wat ons moet stap, die vrae wat ons het, dat ons nie daardie warm gevoel, daardie teenwoordigheid van die Here in daai oomblik gekoester het, en net na hom gekyk het en gesê het, Here, is dit jy? Hoe anders kon daardie pad nie gewees het nie. En dis die uitdaging vir my en jou, as kind van die Here, dat ons vir mekaar moet sê, ons moet reg wees. Ons moet reg wees om te sê, Here, ek wil U ontmoet. Ek wil voorbereid wees. Ek wil nie net blindelings reis nie. As ek in die kar klim, en ek het behoefte aan die teenwoordigheid van die Here, om simbolies iets te doen, om te stap, die passasier sit deur oop te maak, die gordel aan te sit, al sit daar niemand nie, en te sê, Here, hiermee bevestig ek, U is nou teenwoordig in my kar vir hierdie rit. Ek wil dit so realiteit wees, ek maak die gordel vas, as 'n simbool, U is langs my. So ek gaan met U gesels. U is by my. Ek wil dit gebruik. Of as daar iemand saam met my stap, soos hierdie, die vraag van die regte vraag. Tom het so 'n mooi voorbeeld, dwelmverslaafde, langs die pad, tannie in die gemeente, oor die 80, ry by hom verby, sy stop, sy sê, kom saam, ry steers toe, sy kan sien die man is honger, sy koop nie net vir hom 'n ete en gaan laai hom af nie, sy gaan sit met hom, en wat sê sy? Vertel my jou storie. En dit was die begin van die draaipunt in sy lewe. Om op 'n ander pad te kom, om 'n kind te word van die weg van die Here. Iemand wat die moeite gedoen het om te sê, ek hoor die fluistering van die stem van die Here. Dis nie genoeg om vandag net vir hom iets te gee om te eet nie. Kom ek vra hy met sy storie met my deel. En in daai storie het ook die storie van God aan die orde gekom. Vertel my van jou pad met die Here. En het hulle ontdek dat hy die Bybel ken, soos min mense die Bybel ken. Dat hy die Here ken, maar as mens het hy die pad totaal byster geraak. Die vraag van die regte vraag, as ek op reis is, vir myself of ander by my, of by die werk, of my kollegas, of waar ook al by 'n braaivleisspier, wanneer ek die regte vraag vra, is daar navorsing wat sê 98% sekerheid dat jy 'n gesprek gaan stimuleer. Hoe sê ek en jy groot gemaak? Maak hierdie bold stellinge. Kom ek gooi 'n klip in die hoenderhok, met 'n groot stelling. Weinig, indien enige gesprek word gestimuleer, met klippe wat ons in die hoenderhok gooi. Maar die oomblik as ons vrae begin vra, die eenvoudige vraag, vertel my jou storie. 'n volgende vraag, waar is die Here in jou storie? Waar het jy hom ontdek? Vertel my, hoe het jy hom beleef? Navorsing sê 98% kans dat jy 'n gesprek gaan stimuleer. Dat jy deur reis saam met iemand, of selfs alleen, dat daar insig kom, jy die vermoë het om sekere aspekte en dinge te kan begin inskerp. Maar kom ons wees prakties. Hoe kan ek dit vir myself maklik maak, ook as ek saam met iemand reis? Ons kom saam ooreen oor 'n onderwerp, wat ons bietjie meer wil leer. Ons het die wonderlike voorreg van die YouTube en Google. Ons kan enige onderwerp verantwoordelik gaan kry en ons kan saam luister. Of het 'n uur of 2 is op die pad, ons luister saam. Ons kan luister na die Here se woord. Die Bybel is in audio. Ons kan saam ooreenkom, ons het vandag die behoefte net om in musiek die Here se stem te hoor. Kom ons luister saam na musiek. Na elke snit, kom ons deel met mekaar, wat het jy gehoor? Wat sê die Here vir ons daardeur? Dan gee ons sin aan elke moment van reis. Veral daardie dele wat ek en jy soms as nutteloos vind, meedoenloos vind, om van hier tot in Sandton vir 1 uur en 'n kwart in die verkeer te sit.
Onmiddellik kom ons weg van die triespieeltjie en ons sien die breë horison van God se genade as ons besig is met hom op 'n totaal ander manier. Het ons harte nie warm geword toe hy met ons op die pad gepraat het en die skrif vir ons uitgelê het nie. As ek en jy 8 minute mense wil word, moet ons ook leer om 'n 8 minute tyd met die Here te kan spandeer. Wat is 8 minute? Dis gefokuste aandag. 1 tot 1. Alle steurnisse weg. Alle ander invloede uitgeskakel. Vir die volgende 8 minute. Is jy myne? Is ek joune? Om vir die Here te sê, hier is 2 liedere. Dis 8 minute. Maar vir hierdie 8 minute is ek u sin. Ek stel my oop vir die werking van die Gees. Praat met my. Ek fokus net op u, ek fokus net op hierdie liedere. Ek en jy het almal daardie vriende, vriendinne wat ons weet. Jy kan hulle 3 uur in die nag bel en sê ek het hulp nou nodig. Kom ons begin met hulle 'n pertinente reëling om te sê, die 8 minute, het jy 8 minute tyd vir my, word deel van ons vriendskap. Dan weet ek, as ek daardie SMS kry, daardie WhatsApp kry, soos hy gesê het, stap ek uit 'n vergadering uit, ek het 8 minute, en ek gaan dit vir jou gee. Want jy het dit nodig. Wat gebeur dan? Daardie warm gevoel. Wat is die warm gevoel? Om die teenwoordigheid van die Here te voel. Om te weet die Here kruis my pad hier op aarde nou. Al is dit in die aanwesigheid van hy of sy wat vir my kosbaar is. Een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het nader gekom. Toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy hom, watter gebod is die belangrikste van almal? Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel. Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit, ek het luister Israel ingevoeg. Luister Israel, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Die antwoord op die vraag, wat is die sin van my bestaan? Om deur God liefgehad te word en sy liefde te leef. Hom lief te hê, myself lief te hê en ander lief te hê. Dis die antwoord van die telos vraag. So as ek en jy in 'n kar is vir 4 ure saam met 'n kollega, kan die gesprek begin, waar is jy op jou lewensreis? Wat is jou doel? Waarin is jou pad? En iewers kan 'n ou die ding ingooi, maar ons as kinders van die Here het natuurlik 'n ander einddoel. Wat is die groot gebod? En nou kan daai gesprek oopmaak, daai deur oopmaak om te leer by mekaar, hoe is dit moontlik in die tyd waarin ons leef, in ons beroep, in ons bedryf, vir ons as kollegas of vriende, om die Here lief te hê, myself lief te hê, ander lief te hê. Dit maak groot moontlikhede vir my en jou oop. Tom sê die volgende, as mense wat op reis is dit belangrik om die spoed van ons lewe te reguleer. Dit is belangrik wanneer ons loop en wanneer ons ry, want wanneer die tempo van ons siel die hele tyd versnel, loop ons die mooie van die alledaagse lewe mis. Soos die Emmausgangers vir Jesus ontmoet het, kom ons agter, ons gesprekke ontwikkel ritmes, wat ons daarvan bewus maak dat iemand anders met ons praat. So het Jesus vir ons gewys dat reistogte wonderlike geleenthede vir gesprek is. Dis die uitdaging vir my en jou as kind van die Here, om ons tempo te vertraag.
Ek het al gedeel en ek net vinnig weer deel. Terwyl ek konstruksieterrein gewerk het met Doensa, het ons een Zulu op die terrein gehad, sy naam was Boetjie. En daar het soms op 'n maandagoggend gekom, dat hy gesit het, jy kan met hom praat, jy kan maak net wat jy wil, hy het gesit, hy het nie geroer nie. Hier by 11:00, 12:00, het hy besluit om op te staan en dan het hy begin werk. Tot op ek 'n dag by hom gesit en gesê, Boetjie, vertel vir my. Ek wil verstaan. Toe sê hy, is baie dankbaar vir Transvaal. Buiten dat dit vir hom 'n werk gee, baie ander dinge vir hom gegee op 'n naweek. Maar, hy sê, wat Transvaal doen? Hy maak dat my siel en my liggaam mekaar verloor. Die tempo. Ons het op 'n konstruksieterrein gewerk, teen 'n geweldige tempo. Die watertafel was letterlik 'n halwe meter onder die grond. So was 'n dag en nag gespook om gebou te kry. En as hy daai ervaring het, sy siel en sy liggaam verloor mekaar, gaan sit hy. En hy sit, totdat hulle connect. Dan staan hy op. Dan werk hy. En dis nie wat Tom hier sê nie. Dit is belangrik om die spoed van ons lewe te reguleer. Vir Boetjie was dit maklik, hy het gaan sit. Maak nie saak wie wat gesê het nie. Maak nie saak wat gedoen moes word nie. Hy het sy spoed gereguleer, as ek nou sit, sit ek. Totdat my siel en my liggaam mekaar weer ontmoet. Ek en jy het nie sulke meganismes nie. Ons hou aan en aan en aan. Sommige van ons land op in die hospitaal met 'n hartaanval. Ander van ons eindig op met medikasie. Maar ons het 'n tempo wat net meedoenloos toeneem, en van ons kant af reguleer ons nie die spoed van ons reis nie. En dan gebeur dit, wanneer die tempo van ons siel die hele tyd versnel, loop ons die mooie van die alledaagse lewe mis. Loop ons God se teenwoordigheid in die gewone, in die alledaagse lewe mis. Want wat gee sin in my bestaan? Om God met my te hê, in my hier en nou, om hom te beleef, om sy handewerk te beleef. Waar hy aan die werk is, waar hy besig is om te doen, waar ek saam met hom kan doen. Hoe kan ek en jy begin anders reis? Die eerste ding is, kom ons reis met die doel dat ons wil leef, nie bestaan nie. As ons baie eerlik wil wees, en dis 'n vraag wat ons onsself moet gaan antwoord, waar ek en jy iewers alleen met onsself onder 'n boom sit, of waar ook al. Maar is ek en jy op hierdie stadium van ons lewe besig om te leef, of te bestaan? Bestaan is 'n meedoenlose volg van 'n horlosie, waarin daar geen vreugde, geen vervulling, geen intimiteit, geen nabyheid met God moontlik kan wees nie. Leef is waar ek die vermoë ontwikkel om die tempo van my lewe te reguleer. Waar ek kan tyd maak om God in die gewone raak te sien. Waarin ek ander kan begin raak sien. Waar ek die detail van God in die natuur net kan raak sien. Waar ek kan stop by 'n stuk veld wat gebrand is, kan uitklip in 'n hentjie instap en gaan kyk na elke groen grasspriet wat besig is om op te skiet uit die dorre dooie van brand. As om net deur te jaag om by my volgende bestemming te kom. Waar ek kan tyd maak om te gesels. Waar ek nie my gewete wil sis om 'n hamburger deur die venster te gee nie, maar om te sê, kom saam met my steurs toe. Vertel my jou storie. Wat 'n draai het die lewe met jou geloop? Het jy die Here iewers op daai draaie teëgekom? Reis met die doel om te sien. As twee alternatiewe. Ek kan lewe om te kyk. Ek kan lewe om te sien. Kyk is gewoon maklik. Ek maak my oë op, alles wat ek inneem, sien ek en dit is maar net verby.
Maar om te sien, is om 'n geestesoog te hê wat dieper kyk, as die oppervlak wat ek sien. Om by iemand verby te kan stap en te kan stop en te kan sê, dit gaan nie goed met jou vandag nie. Kan ek vir jou nou 'n koffie koop? Om in 'n huisbak, maak nie saak waar jy is nie. Anders te kyk na mense, hulle gedrag. Want God stel my en jou in staat deur sy gees om te sien en nie net klinies en fisies te kyk nie. En uiteraard om te reageer op wat jy sien. Wat is my en jou natuurlike reaksie as ons by iemand verby stap wat ontsteld is, of iemand wat 'n traan in die oog het, of wat ook al, om so gou as moontlik daar weg te kom? Want enerzijds ek het die tyd nie, anderzijds ek weet nie wat om te sê nie. Maar as ek sien, moet ek ook reageer. Want dis waar God aan die werk is en waar ek en jy betrokke moet raak. En dit gebeur elke dag. Om te reis saam met die 3 Mile an Hour God. Kuseki Koyama, ek hoop ek spreek dit reg. Dis 'n Japaneese, protestantse teoloog. Hy het wonderlike werk gedoen. En een van die werke wat hy ook aangepak het, is die hele konsep wat hy sê, God is 'n 3 Mile an Hour God. Dis die tempo van God. Dis hoe vinnig God reis. En as ek hom reg verstaan, die rede hoekom hy tot daai konklusie gekom het, jy kan nie iemand lief hê as jy vinnig reis nie. En hy sê, omdat God 'n God van liefde is, dis sy wese, kan hy per definisie nie vinnig reis nie, want dan kan hy nie lief hê nie. Dan maak dit 'n bietjie sin as 'n ou lees, en Jesaja, ek het jou naam op my handpalm grafeer, sodat jy elke oomblik van die dag voor my aangesig is. As ek almal moet waarneem wie ek is, al my kinders, 'n oop oor het vir elkeen, dan moet ek stadig reis. 3 Mile an Hour God. Die kuns is, as ek en jy so begin reis, dat ons daai liefde deel. Toe ons kinders nog op skool was daar 2 mammas wat ons baie goed leer ken het. En elkeen van hulle het in hulle dagprogram die moontlikheid gehad om daai kritiese tyd van skool na die eerste aktiwiteite kinders te kon ry en vervoer. So die meeste van die kinders wat in hulle karre was nie hulle kinders nie. Maar hulle was voorberei. So as daai kinders in die kar geklim het, het daardie mammas begin vra. Die regte vra wat spontaan gesprek tot gevolg gehad het. Vir baie van daai kinders was dit die veilige ruimte waar ek kon deel, hoe lyk my reis? Waar ek kon deel, wat is einde van my reis? Waar ek kon deel, waarvoor is ek bang? En dan het dit verder gegaan. Heel dikwels geëindig in gebed. Maar kom ek bid vir jou. En dis hoe maklik dit is om reistyd sinvol in te rig. Of dit 'n kollega is wat langs my sit, of dit vriende of vriendinne se kinders is wat saam met my in die kar is, of my eie familie. Reis stadig om liefde te leef, om dit te kan deel. Tom het in sy boek 2 voorstelle om vir 'n ou nog gereedskap in die hand te gee. Ja, en dit kan 'n ou toepas as jy in die kar is, maar jy kan dit toepas by die werk. Baie keer is daai 20 minute of wat in die teekamer soms 'n ongemaklike stilte. Dis ook 20 minute se reis waar ek hierdie goed kan toepas. Wat sê hy? Hy sê ontwikkel 'n katekismus. Dit is wat hierdie mammas gedoen het. Vra, bid as dit nodig is. Seën waar jy kan seën. Daar's niks so kragtig as om die Here se seën oor ander uit te spreek, met hulle te deel nie.
Hy sê motorpraktyke, wat jy jou eie kan maak. As ons in 'n kar klim, wat is die eerste ding wat ons doen? Ons sit die radio aan. Ons het ons gunsteling radiostasie, of ons het ons gunsteling musiek. Hy sê, verwelkom die stilte, sit eers vir 'n slag alles af. Hê 'n plan waarmee jy werk. Kom tot rus, ook in jou gees. Nooi die Here in vir gesprek. Seën en maak plek. Begin om, as daar iemand by jou in die kar is, om regtig waar vir hulle plek te maak, vir hulle storie, vir hulle menswees. Vernuwe jou denke. As jy sopas deur 'n moeilike vergadering is, as daar wrevel in jou hart is, deel van die seën is om te sê, Here, maar selfs hy of sy wat dit nou vir my so moeilik gemaak het, ek wil nou die geleentheid gebruik om net te sê, ek gee hulle in u hande, seën hulle soos u wil. Vernuwe my denke. Romeine 12:2, Here, help my om anders te dink oor hierdie persoon. Help my om anders te dink oor die situasie. Help my om anders te reageer in hierdie situasie. Bid vir die mense in jou kar. Een van die kragtigste reisgereedskapstukke wat ek en jy kan hê. Om 'n kantoordeur toe te maak en te sê, kom sit. Ek kan sien jy is ontsteld. Vertel my. En net te sê, kort gebed, Here, mag u gees oor hom of haar daal. Bring aan hulle innerlike vrede, midde hierdie situasie. Amen. Dis genoeg. Wat het gebeur in die proses? Die tempo van reis vir jou en daardie persoon is afgebring. Vir 'n oomblik tot stilstand gekom. Vir 'n oomblik in die teenwoordigheid van die Here gekom. En glo my, daardie persoon gaan daardie dag of dae wat kom met so baie deel om te sê, ek het 'n ontmoeting met die Here gehad. Ek kon ervaar dat ek selfs by die werk, na daardie vergadering, kon stilte beleef in my binneste. Die Here het my kom aanraak. Motorpraktyke, karkategismes. Wat lê daar agter? Ek dink die belangrikste ding is, wees altyd voorbereid. Wees voorbereid vir die gesprek. As jy saam met 'n bepaalde kollega dan moet reis vir 2 of 3 ure. Beplan die gesprek, wat jy aan die orde wil bring. As jy met jouself alleen moet reis, beplan die vrae wat jy vir jouself wil vra. Beplan die manier hoe jy die Here aan die orde wil stel. Soms sê ons niks nie, ons kan net musiek aansit, maar gaan kies die musiek, doelbewus, en laat die Here se gees toe om te werk, deur jou en ander in die kar. En na die 4de, 5de liedjie, is dit die tyd om te stop en te sê, maar ek wonder oor 'n ding, wonder saam met my. Kom ons gesels bietjie hieroor. Wat dink jy hiervan? Om iemand anders se menswees en hulle reis te erken en te respekteer, is een van die belangrikste sleutels om verhoudings te bou en gesprekke te stimuleer. Enige een wat jou die vraag vra, deel met my jou storie. Vertel my. Sê daarmee en ek het tyd, ek luister. En dit gee vrymoedigheid. Gee ook die Here kans om te werk. Struikelblokke, gejaagde lewe. 90% is dit die struikelblok wat vir my en vir jou pootjie. Ons is gewoonte besig en ons word net besiger. Die telos vraag. Waarheen is ek op pad? Wat is die doel van my lewe? Wat is die sin van my bestaan? Onthou, die wêreld gee vir ons 'n antwoord, 'n tweeledige antwoord. Die wêreld sê hierdie antwoord is verskriklik maklik. Jy streef na meer materialisme wat uitloop uiteraard op goed versorgde lewe die res van jou lewe en meer genot.
Wat kan ek doen om my lewe lekker te maak? So dis die telos vraag vir die wêreld. Wat kan ek doen om dit beter te maak? Wat kan ek doen om dit lekkerder te maak? Vir my en jou as kind van die Here, in die mees eenvoudigste vorm, my doel, die sin van my bestaan is om God lief te hê, en omdat hy my lief het, te leer om vir myself lief te wees, sodat ek vir ander lief kan hê. Met ander woorde, sy wil in hierdie wêreld gaan doen, sy koninkryk laat kom, wat ons verlede week gesê het, soek allereers die koninkryk van God. My fokus op die reis. Die oomblik as ek my gedagtegang fokus op 'n probleem, op 'n krisis, is ek in die triespieeltjie. Die Here gee vir my en jou 'n wye hoek, die hele vooruit, om na die lewe te kyk. Ek en jy maak die keuse om te fokus op die triespieeltjie, die krisis, die probleem. Ons gaan slaap met hom. Ons kry nie geslaap nie, want ons gedagtes is met hom besig. Ons stap op met hom, en as ek in die kar klim in my gees, is ek terug daarby. My fokus is oneindig belangrik op my lewensreis. Stap en sien nie. Dis die slegste wat kan gebeur. Dat ek en jy dit in staat stel om ons tempo te verstadig. Maar ons doen dit nie gelyklopend met 'n oop gees, waar ons die Here smeek om regtig ook ons geestesoë oop te maak nie. Want dit werk saam. As ek my tempo afbring, moet ek 'n bereidheid hê in die gees in staat gestel word om te kan sien. Dan begin ek as kind van die Here vervulling vind in elke tree wat ek gee, want ek sien hom en ander wat hy oor my pad bring so raak. En ek sluit af maar net weer met my spoed. Want ongelukkig is dit die begin en die einde waarby ek en jy sal struikel as dit kom by 'n sinvolle lewe. Nadenke om lief te hê gebeur as ek stadig reis. Om regtig waar by die Here se voete tyd te spandeer, om jouself die vraag te vra, in my lewe, wie bring die Here oor my pad? Wie moet ek lief hê? En die antwoord is eenvoudig, hulle wat my pad kruis. In my huis, op pad, by my werk, ontspanning, vriende, braai, maak nie saak nie. Hoe gaan ek lief hê as ek dinge stadiger maak, tyd maak? Leef is om ook in my gemoed op reis te gaan. Dit wat staan by die Mezuzah, dat ek vir myself, ons gaan waarskynlik nie nou by die voordeur so ietsie aanbring, en elke dag gaan ek daar stop en gou net daardie gebed bid nie, maar dit is so maklik soos koringkorrels. Om sê maar in my kar of in my laai by die werk koringkorrels te hê. En vir myself, om my te haal en te sê, maar dit wil ek vandag my eie maak. Hom wil ek memoriseer. Hulle wat in die kar is saam met my, om te sê, hoorie, maar dis interessant, kyk bietjie wat sê die Here vir jou, terwyl ons nou so saamreis, en dan, as jy by die Here iets hoor, kom ons deel dit met mekaar. Dat ou regtig waar kan sê, dit moet my routine wees. My modus operandi, as die ouens saam met my reis, moet hulle weet, iewerste gaan die blikkie uitkom. Iewers gaan ek vir jou koringkorrel gee. So maklik, so eenvoudig soos dit. En dan, om in my gemoed op reis te gaan. Om stiltes te gebruik, om dit wat in daai Shema en Mezuzah gebruik, vasgevang is, om te sê, Here, waaraan wil U my vandag herinner? Terwyl ek nou vir 'n halfuur gaan sit in die verkeer Sandton toe, wat is die dinge wat U vanoggend in my herinnering wil bring? Dankbaarheid vir my ouers, dankbaarheid vir veiligheid, dankbaarheid vir my gesondheid. Wat wil U by my inskerp? My kinders is so maklik om lief te hê. Daar's iemand by die werk, om vriendelik te wees, om ruimte te maak vir sy of haar menswees. Almal vir my daardie persoon. Dis my voorreg om namens die Here die een te wees wat hom of haar nie vir my nie.
Dalk verstaan ek hom of haar beter as ek gaan sit iewers met 'n koffiekie en sê, vertel my jou storie. Waar was jy voor jy hier gekom het? Reistyd kan groeityd wees, nadingtyd. Ons moet groei. As kinders van die Here is dit deel van ons DNA, ons op reis met hom deur sy gees en ons moet groei. Baie keer sê ons, ek het gewoon net hierdie tyd nie. Weet jy, as ek net tyd gehad het, ek wil nog so graag die hele ding lees van dit en dat. Dis iewers op 'n podcast beskikbaar. Maak 'n deel van jou reistyd werk toe. See toe, maak nie saak wat nie. Verstommend hoe maklik die pad verbygaan, terwyl jy na 'n sinvolle teaching luister, en in die proses groei. Reis op kantoor langs die braaivuur, reis orals. Mag ons nie vanoggend ons denke verskraal as ons praat van vind God in die gewone van reis, dat ek net dink aan 'n kar, of 'n trein, of 'n vliegtuig, of wat ook al. Reis is menswees, reis is tree gee. Dit gebeur op enige plek. Kantoor, werk, ontspanning. Ek dink baie van die beste reistyd wat ek en Mariaan gehad het, was toe ons kinders nog aktief sport gedoen het. Veral die cricket. Jy sit vir 8 ure langs iemand op 'n Saterdag. As ek terugkyk, het was reistyd. Ek het nie hierdie kennis gehad nie. Dis vermorste tyd. Ek het niks daarmee gedoen nie. En ek is spyt. As ek dit oor kon doen, sal ek dit anders kan doen. En jou eie Shema Mezuzah, of dit die blikkie is, of wat dit ook al is. Elkeen van ons het 'n ongelooflike kreatiewe kant wat die Here vir ons gegee het. Daai foto het my aangespreek van die wat hy op die deurkosyn sit. Ek gaan tog iewers probeer om so iets te kry. Ek sal hom graag in my studeerkamer wil hê. Maar ja, in 'n ou se kar, kom ons wees prakties, in jou kantoor. Dis primêr vir jouself. Maar dan kan jy dit begin deel met ander. Om 'n gebruik te hê, al is dit 1 keer 'n week, al is dit elke vaste maandagooggend, om te sê, ek trek my laai oop, ek haal hierdie uit, ek vat een. Ek wandel met daai een hierdie week met die Here op kantoor. Tot volgende maandag, ek sit hom terug, ek vat 'n ander een. So kan ek dit begin deel met my kollegas, as 'n voorbeeld. As ek en jy vanoggend vir die Here iets in gebed wil sê, glo ek ons het elkeen 'n ander gebed wat ons wil verwoord. So ek wil geleentheid gee, waar jy is, om net daar te sit, die oë toe te maak en vir 'n oomblik, dat jy net tot die Here sal nader. Sê vir die Here wat jy vanoggend gehoor het, rondom jou eie reis, waar jy is op jou reis. En belangrikste van alles, dit wat jy wil graag hê, die Here vir jou moet verander. Kom ons buig die hoofde. Here, wat 'n voorreg om te kan reis. Die lewe as kind van U, nie net aan te pak nie, Here, maar elke tree te gee. Dat ons dit ook nie alleen gee nie, Here, maar dat ons dit saam met U gee. Ja, Here, ek wil graag stadiger reis. 3 myle uur, Here. Ek wil in die voetspore stap. Here, dat ek die sin van my bestaan om U lief te hê, myself en ander, om die geheim daarvan te ontdek, teen 3 myle uur, Here, soos ek U voetspore volg. Lei my daarin, Here, elke dag, in elke rigting wat ek gaan, wees met my. Amen.